As 'n hele goeie môre van my kant af. Dis regtig 'n groot voorreg om vanoggend die woord te kan bedien. Vir die van julle wat nou nie weet nie, ek was nou laas Sondag as ek eerste diens, so ongelukkig was ek 'n bietjie by Hartland. Ek sê nou ongelukkig want ek het julle gemis. Maar dit het eintlik voordelig vir my uitgewerk want toe Skyla nou aan die kant, so toe vra julle al die moeilike vrae vir haar. So dankie vir dit. So ek het daai 'n bietjie geskiep, so sy het hom gevat. Is vir ons baie lekker om weer terug te wees. Ons waardeer regtig elkeen van julle die ondersteuning ook. Vir die van julle wat nie weet, ons is onlangs getroud. Het getroude lewe is baie lekker en dit is vir ons 'n groot voorreg om dit ook saam met julle te kan beleef. Maar ja, wat net van ons kant af net sê van die Rose se kant af, dankie vir julle ondersteuning. Elke boodskappe, elke gebede wat julle opgeset, ons waardeer dit verskriklik baie. Soos wat julle weet ook, is ons besig tans met die reeks Kompas. En as ons praat oor kompas, weet ons dit is 'n rigtingaanwyser. So as ons dink aan 'n rigtingaanwyser en ons dink aan wat 'n kompas dan nou eintlik doen en ons dink aan die woord wat ons al heel jaar mee besig is, soos wat julle weet, is ons al heel jaar besig om te kyk na die gemeente van Korintiërs. So ons kyk na die gemeente van Korinte. Ons kyk na van die begin tot met die einde van die boeke, van die briewe van Paulus. Hy het die briewe geskryf eintlik uit die terugvoer wat hy ontvang het van die huisgesin van Chloe af, van hoe dit gaan met die gemeente tans. En as ons die briewe eintlik dan nou gaan self lees, bietjie gaan tyd spandeer met dit, dan sien ons baie van die terugvoer wat hy ontvang het, is eintlik gebaseer op goedes wat die gemeente baie keer reg kry en baie keer ook nie reg kry nie. So teen die tyd wat Paulus hierdie briewe skryf en dan nou vir die gemeente gee, is dit 4 jaar na die planting van hierdie gemeente. En Paulus self het die gemeente geplant, so ons kan redelik sê die gemeente was goed geplant. As ons kyk na die leierskap van Paulus ook, was dit 'n gesonde gemeente gewees. Maar as ons die brief lees, dan sien ons nie noodwendig in elke liewe vers 'n gemeente wat gesond uitgebeeld word nie, of 'n gemeente wat eintlik gesond beskryf word nie. So soos wat ek vroeër gesê het, daar's sekere dinge in hierdie briewe wat ons regtig kan sê is eintlik bietjie ongesonde goeters wat gebeur binne die gemeente van Korinte. So net dat ons weet, net vir die konteks, dit gaan ons help met vandag se woord. So die gemeente was natuurlik in die minderheid gewees in die omgewing waar dit geplant was, in 'n hawe stad geplant, so baie invloedryk, baie verskillende kulture. Met verskillende kulture kom natuurlik verskillende gelowe ook wat betrokke is. So 'n mens kan dink die werk van die gemeente was redelik moeilik geweest omdat hulle in die minderheid was, maar nie net dit alleenlik nie, hulle manier van dink was ook nie die norm nie. So hulle het regtig beklei teen die manier van dink, die kultuur, die geloof van die omringende omgewing. So vir die gemeente om effektief te wees, sal julle saam my stem, dis 'n gemeente wat eintlik gesond veronderstel is om te funksioneer. Want die realiteit is ook, die ouens leef met 'n ander tipe dringendheid, en ek sê 'n ander tipe dringendheid, want dis 'n gemeente wat in die minderheid is. So met ander woorde, as hierdie gemeente uitsterf, vra ons die vraag, wat sou daarna gebeur het met die geloof? En ek dink dis die vraag wat hulle ook gehad het, wat sou gebeur het met hierdie geloof, as ons nie met 'n dringendheid hierdie woord met passie, regtig pursue, die Engels sê dit vir my so mooi, pursue het nie. Honger was vir die woord, honger was vir die impak van die woord, die manier van die koninkryk, wat ons sien in ons koning, wat dit kom vestig het, en ons die beginsels daarvan kom leer het in die evangelies. So ek sê 'n ander tipe dringendheid, want ek dink nie noodwendig ons het dieselfde dringendheid nie. Ek dink as ons ewe skielik as gemeente nie noodwendig funksioneer sodat hy moet funksioneer, moet ons die vraag vra, gaan die omgewing ons mis of nie? Baie belangrike vraag. En as ons met daai vraag nee antwoord, dan moet ons regtig ons effektiwiteit in ons bediening meet. En regtig dit begin aanspoor. Want dis die vraag wat die ons daagliks mee geleef het. Rowwe vraag om jouself te vra. As ek nie meer is nie, gaan mense my mis. Gaan mense my bediening mis. En dis wat hierdie ouens aangespoor het, en as ons kyk na die gemeente, en ons kyk na die brief, is 'n gesprek wat Paulus natuurlik voer, van die begin tot en met die einde, soos wat enige gesprek het, 'n spesifieke punt wat hy 'n klimaks bereik, wat hy eintlik die tema wil wat hy die spyker eintlik wil inslaan, wat hy wil kommunikeer aan die ouens, dan kom ons by hoofstuk 12, en as ons die boek, ek wil sê grootliks moet opbreek tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 12 van die eerste brief, en dan hoofstuk 13 vorentoe, dan sien ons vanaf hoofstuk 1 tot en met 12, sien ons baie van die terugvoer, wat Paulus besig is om aan te spreek in hierdie gemeente, wat eintlik ongesond is.
So mens sien ekstreme voorbeelde wat gebeur het in hierdie gemeente. En dan sê Paulus, onthou dis nou 4 jaar later, so Paulus wil nou op 'n manier dit regkry om die gemeente weer op koers te kry. So dan sien ons aan die einde van hoofstuk 12, sien ons die vers wat hy mee afsluit. Hy sê in my vertaling, moenie komkommer nie, ek wys julle uitnemender weg. Ek wys julle die uitnemender weg. En direk daarna, die volgende hoofstuk is nie in 'n segment apart gestuur vir hulle nie, dis alleenlik een gesprek, so direk daarna sê hulle, en die leser wat dit lees dan oor die beskrywing van liefde. En as dit die beskrywing van liefde is dit die beskrywing van Jesus, amen. En as ons dit sien as Jesus, as ons dit sien as Christus, die beskrywing wat vir ons voorgelê het, dan sien ons, dis die koninkryk wat hier op 'n bladsy vir ons neergeskryf word. En dis die koninkryk, die evangelie wat Jesus juis kom vestig het, die koninkryk van hemel hier op aarde. En dis ons wêreldbeskouing. Ons as Doxadayo, ons proklameer die koninkryk van God. Ons wil sien hoe die koninkryk van hemel op aarde gevestig word in elke hoekie en elke draadjie. So mens sien ek wil amper sê die skuif wat Paulus wil maak met die gemeente om te sê, ouens, julle is geplant 4 jaar later en die sekere dinge wat nie noodwendig gesond is nie. So dis tyd vir die gemeente om 'n stelselmatig 'n koersaanpassing te maak en daarom wys ek julle die uitnemender weg en hierdie weg word beskryf en is dan in totaliteit die liefde van God wat ons sien in 1 Korintiërs 13 wat ons so rukkie terug al begin deurwerk het. En ons het gekyk na hierdie koersaanpassing en het is belangrik om te weet, as ons praat oor die kompas, die koers op die uitnemender weg, dan praat ons, as ek gou vinnig 'n bietjie recap kan gee, dan praat ons van ons as gemeente, ons as individu, maar dit is baie belangrik dat ons dit saam sien as 'n gemeente, hoe ons weer op die uitnemender weg kom. En nie dat ons nou 'n totale afwyking gemaak het, dat ons nou heeltemal van die pad af is, glad nie. Maar as 'n mens in die detail kyk van sekere dinge, is daar altyd aanpassings wat ek en jy kan maak tot die betering van die koninkryk, tot die betering van my groei, my persoonlike groei en my groei saam met die gemeente. So dis baie belangrik as ons dink in 'n kompas, as ons dink in die uitnemender weg, om dit dan nou te sê, moet ek weet waarheen ek op pad is. As ek nie weet waartoe ek op pad is nie, dan gaan ek soos 'n ballon wees wat opgeblaas word en net laat gaan word. Hy gaan beweeg, maar dis alle tipe rigtings. Dis nie 'n gefokusde lyn nie. So die aanpassings wat ek maak, is nie gefokusde skuwe wat ek dan nou maak nie. En dit is baie belangrik dan, as ek daai aanpassings gemaak het, of ek begin kennis neem van wat ek agterkom, wat moet bietjie skuif, dan moet ek myself vra, wie vat ek saam met my op hierdie reis? Want dit is baie belangrik dat ons begin dink aan die nalatenskap wat ons los, vir die volgende generasie in die area van Mosselbaai, Hartemos en George. En ek sê nou hierdie 3 spesifiek, want dis nou waar ons bedieningsveld bevind. Maar dit is baie belangrik dat my kop al daarin gaan, dat ek vra, wie vat ek saam met my op hierdie pad? En as ons gesels en ons kyk na wat ons die vorige paar weke gesels het, laasweek, toe leer Nagel vir ons hoe ons onsself posisioneer om te kan ontvang. En ons het die skrif gebruik, ek het hom nie op die bord daar gesit vir ons nie, maar die skrif wat ons gebruik om hierdie woord, die tema van die reeks is 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot en met 4. Hy sê, lofwaardig is die God en die Vader van die Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. Paulus beskryf hier ons God, hy beskryf hier ons Vader, 'n Vader van barmhartigheid en 'n God van bemoediging. Vers 4, hy bemoedig ons in al ons verdrukkings. En ons weet, ons het die vorige paar weke deur Paulus se lewe gegaan, die tipe verdrukkings wat hulle beleef het. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. So die gesprek wat Paulus hier voer in daai 2 versreëls alleenlik, is om te sê, ouens, ons het iets ontvang, ons het iets gesien van die Vader se hart om te kan bemoedig. Om ons te kan aan te moedig, om selfs al is dit moeilik in al ons verdrukkings, om ons juis nog steeds op koers te hou, want hy is die een wat ons bemoedig. Daarom, omdat hy die een is wat ons bemoedig, en ons ontvang hierdie bemoediging van God self, daarom as ek mense sien wat in daai verdrukkings beweeg, wil ek hulle ook bemoedig. En dit moet ons inspirasie wees, en hopelik is dit genoeg motivering om die vraag te vra, hoe help ek ander om op koers te bly? Hopelik is daai genoeg motivering vir ons. Is om te sê dat hierdie bemoediging wat ek ontvang het van die Vader af, ek het 'n aandeel, ek het eintlik 'n verantwoordelikheid om myselfe bemoediging vir die ouens wat dit nie ken nie, te leer. En as hulle dit ontvang, dan sien hulle iets van die Vader se hart.
En as hulle dit sien, hopelik is dit 'n uitnodiging genoeg om hulle in te trek in hierdie goeie nuus. Die goeie nuus dat hulle ingesluit is in Christus self. Die goeie nuus dat die koninkryk van hemel op aarde gevestig is. Hopelik is daai vir ons genoeg motivering om die vraag te vra, hoe help ek ander om op koers te bly? Dat ek ander kan saamvat op hierdie ek wil amper sê die rigting van ek wat stelselmatig aanpassings maak om op hierdie uitnemender weg te wees. En as ons kyk na die woord, en ek wil graag vandag nie noodwendig fokus, ek noem dit nou maar 'n buitentoe woord, maar 'n woord wat ons nou sê, hierdie moet ons nou motiveer om op elke hoek en draai te gaan evangeliseer nie. Dit is wel verskriklik goed en ek dink dit is baie belangrik, definitief. Maar ek dink baie keer as ons hierdie vraag vra, hoe help ons ander met enigiets, met enige tema, wat ook al dit mag wees, dink ons baie vinnig buitentoe. Ons dink baie vinnig na die persoon wat die minste het. En dit is goed en is mooi, dit is 'n teken van 'n mooi hart wat vrygewig is. Maar ek dink baie keer vergeet ons van ons naastes. Ek dink baie keer vergeet ek van my man en my vrou wat ook van koers af kan wees. Ek dink baie keer vergeet ek van my familielid, my vriende wat ook van koers af kan wees. My kollega. So as ek praat oor vandag se woord, begin by jou naastes. Want in my opinie dink ek die groei van hierdie woord word baie meer volhoubaar as 'n mens dit op die naastes eers fokus, want dan doen ek dit goed en gesond, so die kwaliteit daarvan is baie goed. So die invloed wat ek dan het van my af na my mense toe, word dan eksponensieel, want ek beïnvloed hulle met kwaliteit. Dis nie 'n hit en run tipe ding nie, dit is 'n proses, dis 'n pad wat ek stap met my mense om hulle te help om op koers te gaan. Sodat wanneer hulle by ander mense kom, daai selfe bemoediging wat hulle nou ontvang het, dit wil hulle nou vir ander gee. En dit word 'n ripple effek. Maar nou wat baie keer gebeur is, ons hoor hierdie woord, en dan dink ons koppe dadelik, okay, buitentoe. En dit is 'n hit en run, want ons trek nie daai persone waarmee ons nou 'n invloed het, in 'n prosesse nie. So dan moet ons oor 'n paar weke weer oor hierdie woord praat. Maar as ons as gemeente fokus, en dis juist waar ons praat, hoekom ons praat oor Korintiërs? Hoekom ons praat oor we are marked by his glory, we are known by his love, is dat ons as gemeente saam in hierdie woord like-minded dink oor dit, eengesind is in gees oor hierdie woord, en dat ons dit vir mekaar kan doen. En alhoewel dit 'n bietjie moeilik is baie keer vir die introverte, dis baie okay. Begin by jou naastes, begin by jou familielid, begin die vraag van hoe kan ek jou help om op koers te bly. So as ons praat oor vandag, en ons gaan in die woord in, wil ek baie graag fokus op 'n paar vrae wat julle daar sal sien, want ek dink in my kop maak dit vir my redelik logies sin, as ek die vraag vra, hoe help ek ander om op koers te bly, vra ek myself, sal ek eintlik kan help? Is ek eintlik bemagtig genoeg om ander te kan help, al is hulle my naastes? Wat het ek nodig om hulle te kan help? Derde vraag wat ek so gevra het, hoe weet ek waarom te help? Want ek het dit vanoggend gesê in ons groepie ook. Baie keer as dit kom by skrif, en ons gaan nou 'n bietjie deur voorbeelde gaan, is daar redelike ekstreme voorbeelde van wat aangaan in die gemeente. Selfs as ons in Korintiërs lees, as jy al Korintiërs gelees het, sal jy sien die voorbeelde wat Paulus van praat hier in hierdie gemeente is redelik rof. So en nou baie keer ongelukkig dink ons dat wanneer daar foute is, dan dink ons dadelik net, okay, dis alleenlik die groot dinge. En dan mis ek die kleiner details. So ons wil vandag ook by dit uitkom, so die vraag om hoe om ander te help, dink ek kan ons eers antwoord, sal ek kan help? Sal ek dit eintlik kan doen? En hoe weet ek waarom te help? So vir hierdie vraag om te beantwoord, het ek gedink dit sal goed wees, as ons, ek gaan nie heeltemal deur Timoteus werk, dit gaan ons bietjie langer hou, en dan gaan die tweede bedienste mense bietjie kwaai wees. Maar ek gaan so stelselmatig deur Timoteus gesels, ek dink dit sal baie goed wees, vir ons gesprek vandag, eintlik omrede, ons het die vorige 2 weke het ons baie gefokus op Paulus se reis, soos wat ek gesê het, sy lewe, sy planting, die verdrukkings waardeur hulle gegaan het ook, dit het ons bemoedig om te besef, dat ons eintlik ook op koers kan kom, as ons op koers kan kom, dis waar ons vandag is, hoe help ek ander om koers te kom. Maar dis baie interessant, en ek dink is baie mooi ook, want as ons kyk na die lewe van Paulus en Timoteus, eintlik die verhouding, die vriendskap wat hulle gehad het, sien ons 'n vaderrol, en ons sien 'n seunrol. Paulus natuurlik die vader, Timoteus natuurlik dan nou die seun in die geval. En is baie interessant, as ons kyk na die verhaal, as ons kyk na die storie, as ons ook kyk na 1 en 2 Timoteus, dan sien ons iets baie mooi, as ons kyk na hoe Paulus met Timoteus praat. Hy bemoedig hom.
Hy moedig hom aan om steeds te volhard in die woord wat hy ontvang het. So daar's baie aanmoediging wat gebeur in hierdie briewe, maar om die konteks van hierdie in ag te neem, dink ek is verskriklik belangrik om hierdie brief ordentlik te kan interpreteer. Want is baie interessant, Paulus is terwyl hy die briewe skryf, hy sal 'n bietjie by 'n hoër ouderdom nader aan sy dood ook, as ek dit nie mis het nie, is hierdie ook sy laastes voor sy dood. Ek is bietjie onseker daaroor, maar dis wat die ouens beweer. So Paulus is hier redelik naby die einde van sy lewensreis. Die gemeentes is ook klaar geplant, die gemeentes wat ons lees oor die briewe soos Filippense, Efese, al die gemeentes wat daar geplant is reeds geplant. Timoteus se rol alleenlik is om oor te neem by Paulus en om die gemeentes te versorg. So die rol wat Paulus gehad het, gemeentes te plant, redelike struktuur vir hulle gegee van hoe lyk die gesonde gemeenskap. So mens sien die apostel in hom en dan sien ons Timoteus wat deurkom in my opinie redelik die pastoorrol wat die gemeentes vat en seker maak hulle is gesond en hulle bly op koers. So die brief wat Paulus vir Timoteus skryf is om hom aan te moedig oor hoe om ander te help om op koers te bly. So ek dink vir vandag se woord is hierdie, ek dink goeie briewe om dan nou na te kyk eintlik vir die gesprek. Maar as ons kyk ook na wat Timoteus se rol was in hierdie tyd, hy het die gemeente vir 'n rukkie van Efese ook gelei. As ons Openbaring lees, dan lees ons hulle, daar is 'n paar komplimente vir hulle gegee, maar dit is ook die kerk wat sy eerste liefde verloor het. The church that lost its first love. So mens sien die rol wat Timoteus het, hy is ook op 'n jong ouderdom, om hierdie gemeente selfs in Efese, om hulle weer op koers te kry op die uitnemender weg. So as ons hierdie skrifgedeeltes lees, hoor dit uit Paulus wat vir Timoteus aanmoedig oor hoe om ander aan te moedig. En as ons dit so hoor, dan gaan dit ons baie help in vandag se gesprek. So as ons kyk na die eerste vraag wat ons het, wat het ek nodig? En ons kyk na 1 Timoteus 4 vanaf vers 11 tot en met 16, sê hy vir hom, beveel en onderrig hierdie dinge. Laat niemand op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in betroubaarheid en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou toelê op voorlesing, bemoediging en onderrig. Moet jy die genadegawe in jou verwaarloos wat deur profesie aan jou geskenk is, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Lê jou toe op hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vordering vir almal duidelik kan wees. Wees nou lettend op jouself en die leer. Volhard daarin, want sodoende jy jouself red en ook hulle wat na jou luister. Laat niemand op jou neersien omdat jy jonk is nie. En die raad wat hier gegee word in hierdie paar versreëls van Paulus na Timoteus, ek dink baie keer in Timoteus se geval, die banier wat hy oor homself gesit het, die label wat hy oor homself gesit het, was omdat hy jonk is. En ek dink baie keer wat gebeur met ons as mens, as dit kom by hoe om ander te help, of ek dit eintlik sal kan doen, ek dink baie keer, wanneer ek daai vraag vra, dan dink ek, dan gaan my kop dadelik na al die foute wat ek al gemaak het, of die feit dat ek dink ek sal dit nie kan doen nie as gevolg van X rede. En ek dink as gevolg van daai banier, baie keer, het ons onsself regtig, ons het eintlik die bediening wat God deur ons wil doen, wil ek sê eintlik bietjie toegemaak. En God wil eintlik iets deur ons doen, maar daar's 'n woord wat jy oor jou lewe spreek, wat nie die waarheid van God is nie. Jy sê dalk jy is te oud, te jonk, jy sê dalk jou kennis is te min, die foute wat jy gemaak het in jou verlede. En vandag wil hierdie woord vir jou sê dat daar's geen banner wat jy oor jouself kan sit, wat die bediening wat God deur jou wil doen, kan stop nie. En alhoewel jy dalk so dink, dalk dink jy mense hou nie van jou nie, dalk dink jy jou invloed is nie genoeg nie, dalk dink jy dit wat jy in besigheid bereik het is nie goed genoeg nie, so wat het ek om te sê? Daar's 'n woord wat God binne jou geplaas het, wat nie praat van daai banner nie. So my gebed is regtig dat daai woord wat jy oor jouself spreek, wat 'n leuen is van die vyand, dat dit vandag sal breek. Want ons as gemeente beweeg kragtig in dit wat God wil doen. Ons sien die koninkryk reeds gevestig op aarde. En ons as gemeente doen dit saam. En wanneer ons na mekaar kyk, dan sien ons mekaar in die uitnemender weg. Daai woord liefde. Die teenwoordiging van Christus self.
dat ons mekaar in daai lewe begin sien. Hy gaan verder. Hy sê, laat niemand op jou neersien nie. Hy sê, totdat ek kom, moet jy toelê op voorlesing, bemoediging en onderrig. Hoor hierdie mooi woord. Moenie die genadegawe in jou verwaarloos nie, wat deur profesie aan jou geskenk is, toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Moenie die genadegawe in jou verwaarloos nie. Ek dink baie keer dink ons dit wat God binne ons geplaas het. Omdat ek daai banner op my het, dan wil ek dit nie gebruik nie. En ek beloof jou, daar's iets wat God binne in jou geplaas het, wat God wil hê jy moet gebruik. Daai persoonlikheidstipe wat jy het, wat steeds nog ontwikkel, die gawes wat jy ontvang het van God, dit is nie per toeval nie. Die manier hoe jy dink is nie per toeval nie. God het geweet wat sy huisgesin na jou in plaas. Hy het geweet met wat sy mense jou omring. Want hy weet wat hy deur jou wil bereik. So daar's 'n genadegawe wat binne ons is, wat ons nie moet verwaarloos nie, wat ons nie moet nie gebruik nie. Wat God juis wil uitlig vandag en vir jou wil sê, my seun, my dogter gebruik het, want ek wil hê jy moet ander help om op koers te kom. Paulus sê ook iets mooi in die vorige vers wat ek net gemis het. Hy sê, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en gedrag, in liefde en betroubaarheid en reinheid. Is baie mooi ook as ons kyk na die reis van Paulus en Timoteus, dan sien ons baie keer het Paulus vir Timoteus vooruitgestuur om die gemeente so lank te prep op Paulus wat kom. En ek kan dink as ek Paulus se briewe lees, dan nodig hy nogal iemand wat ouens regmaak vir sy koms. Ons almal het daai een vriend as ons nooi na 'n braai toe, dan moet ons eers almal gereed maak, sê hoor jy, hy is bietjie vat hom maar met 'n knippie soda. Verstaan? En baie keer het Paulus dit met Timoteus wetend gedoen. En Timoteus het eintlik gegaan en behalwe dat hy die mense gereed gemaak het vir die persoonlikheid wat ons raak sien op hierdie bladsye, het Timoteus vir Paulus gaan verteenwoordig vir die evangelie wat hy verkondig. En op hierdie jong ouderdom wat Timoteus is, sê hy vir hom, wees 'n voorbeeld in jou gedrag, in jou liefde, die manier hoe jy mense liefhet, in jou betroubaarheid en in jou reinheid. Wees 'n voorbeeld. Sodat waar ook al ek beweeg, het my woorde nie nodig om te spreek, die mense weet waarvan ek kom en van wie af ek kom. Die laaste ding wat hy vir hom sê in hierdie gedeelte, hy sê, lê jou toe op hierdie dinge, leef daarin sodat jou vordering vir almal duidelik kan wees. Wees nauwlettend op jouself en die leer volhard daarin. Wat sodoende jy jouself red en ook hulle wat na jou luister. Wees nauwlettend op jouself en die leer, volhard daarin. Wees 'n student van dit wat jy sien. En ek dink ongelukkig sukkel ons baie keer om mense te help, want ons leef nie in die woord nie. Ongelukkig is die woord 'n nou en dan tipe ding. Wat nou en dan okay is om my lewe te lei. Wat ek nou en dan toe gaan as ek bemoediging nodig het. Hierdie woord moet begin 'n tool word vir my lewe. Dat as ek soveel tyd in hom inspandeer, soos wat ek praat, dan praat ek uit die woord uit. Soos wat ek in aksie oorgaan, dan sien mense die woord. Hy doen iets aan my lewe, die woord gryp my lewe. Dit verander my hele wêreldbeskouing, dat wanneer ek na iets kyk, dan sien ek dit deur hierdie lens. En dit gebeur alleenlik deur tyd in die woord, om 'n student te wees van wat hier staan. Om regtig te gaan sit en die Heilige Gees te vra, help my met hierdie ding verstaan. En ons daarom verskeie materiaal wat ons ook help om te interpreteer, want van die briewe is bietjie moeilik. Hoekom dink julle vat ons 'n jaar op 'n brief? Ons sukkel. Ek grap, dis 'n baie slegte grapie, ek is baie jammer. Maar wees 'n student van die woord. Om te weet dat ek dit kan doen. Dis hoe ek weet ek gaan alles hê wat ek nodig het as ek 'n student is van hierdie. Paulus, naby die einde van die eerste brief, sê hy vir hom in 1 Timoteus 6 vers 6, hy sê, wat wel 'n groot wins is, want in die konteks voor dit, praat hy oor rykdom wat saak maak, en hy sê, wat wel 'n groot wins is, nadat hy nou gepraat het oor rykdom, is Godvreesenheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Dis 'n groot wins. Godvreesenheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Godvreesenheid, alles wat ek doen ek uit ontzag vir Christus. Uit diep respek vir God.
doen ek wat ek doen. Wanneer ek sy woord lees, dan laat ek toe dat dit my impakteer en ek doen eintlik wat dit sê uit diep respek uit wat ek het vir God. En met tevredenheid wat te paard gaan. Hoekom gaan dit gepaard? En hoekom is dit 'n groot wins? Want as ek tevrede is, kan geen omstandighede my omkantel nie. As ek 'n vergenoegdheid binne in my het wat in my leef, gaan geen omstandighede wat ek het, my huisomstandighede, my werkomstandighede, niks van dit gaan my kan laat wankel nie. Want my tevredenheid, my vergenoegdsaamheid is gebaseer op wat ek sien. Die belofte wat God reeds vir my gegee het, die feit dat Christus weer terugkom. My tevredenheid is op dit gebaseer en is gepaard met die Godvreesenheid wat ek het. Die laaste praktiese ene wat ek wil gee uit 2 Timoteus 2 vers 22. Hy sê vir hom, hy sê vlug weg van die begeertes van die jeug en streef saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. Die sleutel wat ek uit hierdie skrif wil uithaal is die saam met diegene. So hy sê vlug weg van die begeertes van die jeug, natuurlik die ou mense wat hy hiervan praat, die Adam natuur, die feit dat my vlees nou en dan nog wil hinker na ongesonde dinge toe. Hy sê vlug weg van daai dinge en hy sê saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. Ek dink baie keer gaan ons weer terug na die ou natuur is omdat ons alleen weggevlug het. Dis wanneer ons in isolasie wegvlug, dan gaan niemand weet. En dan voel ek mos okay. As ek met niemand hoef te deel nie, is ek okay. Mense dink ook nog, die ou is sharp. Maar wanneer ek vulnerable is, wanneer ek saam met die mense wegvlug van hierdie ou natuur, en wanneer ek saam met mense beweeg, wat dink soos wat ek dink, beteken dit nou ek moet nie gaan na mense toe wat nie dink soos wat ek dink, glad nie. Maar die probleem is, ons gaan nie effektief buite kan wees as ons nie effektief binne is nie. As jou huis nie gesond is nie, beloof ek jou bediening gaan nie gesond wees nie. Dit begin nie. En dis hoekom ek die saamwoord, ons beklemtoon dit al heel jaar. Want gemeente wees beteken iets baie anders as wat ons aan gewoond is. Dit beteken ons klim in mekaar se lewens in. En dit is moeilik. Dis hoekom ons dit bietjie makliker maak, ons het kleiner groepe. Sodat jy mense kan vind wat jy juis mee vriende kan ontdek. Sodat jy juis jou hart op die tafel kan sit en sê, ouens, ek vlug weg van die ding af. Beweeg saam met my. Dis wanneer ek hierdie tipe van goeders doen, wat ek kyk na dat ek nie myself met 'n label beskryf nie, dat ek weet ek is 'n voorbeeld waar ek beweeg, dat ek nie die gawe wat binne my is verwaarloos nie, wanneer ek 'n student bly van die woord, dan het ek wat ek nodig het om die ander te kan help. Amen. As ons kyk na die vraag is, hoe weet ek waar om te help, en dis wat ek vroeër gesê het, en dis hoekom ek juist die gesprek ingelei het, met die gedagte dat ons nie nou praat van om op elke hoek en draai te gaan evangeliseer, die doen dit ook, definitief, maar as ons praat oor hierdie woord, begin by die huis, begin by jou naastes, begin by jou man, jou vrou, jou familielid, jou vriende, begin daar. Die voorbeeld, en dis wat ek net ook gesê, die voorbeelde wat in skrif gebruik word, is baie ekstreem. So baie keer, dan sien ek 'n baie groot gaping tussen die voorbeelde wat ek lees, en waar ek tans is, waar my man tans is, waar my vrou tans is, waar my familie tans is. Ek sien 'n baie groot gaping. En ek gaan nou vir ons 'n voorbeeld uit dit lees, en omdat ek die gaping sien, baie keer, dink ek dit is nie van belang nie, en ek is nie meer waaksaam teen die goeders wat hier genoem word nie. Want dit word vir my ver. Die voorbeeld wat ek vir ons wil aanhaal vandag uit 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Hy sê, en hy praat van die toekomstige moeilike tye, dis die tema wat Paulus hieroor praat, as dit kom by die gesprek tussen hom en Timoteus. Hy sê, dit moet jy weet, in die laaste dae gaan al moeilike tye kom. Want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterik, ongehoorsaam, aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier eerder as vir God, mense wat wel 'n skyn van Godvreesenheid voorhou, maar wat die krag van Godvreesenheid misken. Bly weg van sulke mense. Daai laaste vers, mense wat wel 'n skyn van Godvreesenheid voorhou, maar wat die krag van Godvreesenheid misken. Voorbeelde wat hier genoem word is baie ekstreem. En ongelukkig,
as dit kom by foute wat of binne 'n gemeente gebeur of met mense spesifiek gebeur, as 'n mens die foute sien en dit is hierdie tipe foute wat genoem word, wat ons sal saamstem, is nogal in die ekstreme. Al daai foute wat ons nou in ons gedagtes ook kry, het iewers begin by 'n kern. Het iewers begin by 'n gedagte wat half, die Engels sê dit geëntertain was. En omdat daai gedagte bietjie gestimuleer was en ek was half okay met dit, ek het dit nie onder die heerskappy van Christus geplaas nie. Ek het dit nie gedeel met my broers en susters nie. Het daai gedagte gegroei. Daai gedagte het begin woorde word wat ek begin spreek. Mense hoor dit baie keer in mense se taal waar hulle hart is, dat dit woorde geword wat ek spreek en toe word dit aksies wat ek begin doen. En nou oordeel ons hierdie ekstreme voorbeelde om te dink, yes, maar dit is glad nie waar ons is nie. My man of my vrou is glad nie daar nie, my vriende, my familie is glad nie daar nie, definitief nie. Ek stem saam met dit as jy dit sê. Maar as iewers wat daar 'n gedagte is wat na dit toe kan lei as dit nie na toe gekyk word nie. Dis hoekom as dit kom by ons wat ons met ons mense 'n pad stap, moet ons weet wat in hulle lewens aangaan. En dit is baie belangrik dat as ek dink aan my man, my vrou, my familie en my vriende, moet ek regtig met 'n baie intentionele oog na hulle kyk. Baie waaksaam, bidend na hulle kyk, om te weet wat in hulle lewens aangaan. Want anders, hoe gaan ek weet waarom te help? En dan wanneer dit by hierdie ekstreme dinge kom, dan voel dit te laat. Dan is die terugkeerpunt baie moeilik. Maar baie keer, omdat ons sekere goedes los, bietjie tolerance het teenoor die sekere dinge, omdat dit agters klein, dit sal okay wees, dit sal verbygaan. Ek het tolerance teenoor dit, ek laat dit toe om te groei. Dan die hulp wat ek eendag kan bied, yes, dit gaan 'n pad vat. En ek beloof jou, daai broer of suster wat sukkel, het gewens, iemand het hulle vooraf gewaarsku. Alhoewel daai gesprekke verskriklik moeilik is. Daai broer of suster het gehoop, iemand het hulle gewaarsku teen hierdie ding. Toe ek bekeer het, ek was, baie van julle ken my storie, ek was onder die invloed toe ek bekeer het. Het was 3:00 die oggend op Nieuwjaars, wat ek onder die invloed was met verskeie middels. Een persoon na my toe gekom, my gepraat oor Jesus, toe raak ek op daai oomblik nigter. Ek het nooit weer teruggedraai nie. Maar toe dit gebeur, toe sê ek vir myself, yes, ek wens net vroeër. Ek wens net vroeër. En ek het die voorreg dat dit my gebeur het toe ek 18 jaar oud was. Maar imagine nog 'n bietjie vroeër. Imagine 12 jaar oud. Daar's mense wat wag vir die waarheid. Wat dit nie sê nie. Wat baie keer moeilike gesprekke aanlok. Ek dink dit was baie maklik vir daai om tussen 'n klomp manne by 'n braai met ons te kom begin gesels oor Jesus nie. Ek dink dit was baie maklik vir hom. Maar hy het waarheid gehad in sy hart. En sy mond was so 2 snydende swaard, hy het deur die leuns gesny. En dit maak plek vir die Godvreesenheid om te begin groei, om 'n liefde te begin ontdek vir God. As ons kyk nou hoe ons ander mense help en ons kyk na die storie van Paulus en Timoteus, ek wil graag vir julle net vanaf die bord ook lees, van waar hulle reis begin het in Handelinge 16 vanaf vers 1 tot en met 3. So ons kan gaan gou vinnig na daai enetjie toe gaan. Hy sê Paulus het na Derbe toe gegaan en toe na Lystra. En kyk, daar was 'n disipel met die naam Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse pa. Hy was iemand oor wie die broers in Lystra en in Iconium. Sien, as ek sukkel met woorde, jy moet besef, as ek 'n woord vinnig lees, dan sukkel ek met hom. 'n Goeie getuienis gelewer het. Paulus wou Timoteus saam op reis neem. So daar was 'n goeie getuienis oor hierdie broer Timoteus. Dis hoe hy beskryf word. Daar was 'n baie goeie getuienis. Die opinie oor Timoteus was baie goed. En toe sien Paulus hom en hy sê, ek wil hierdie broer saam met my neem. Maar dit is baie mooi, die woorde wat gebruik word, is saam op die reis neem. Is nie eenmalige, okay, gaan gou daartoe, dan het daar invloed. Kom broer, ek neem jou saam, ek neem jou onder my vlerken. Ek loop hierdie pad saam met jou. As ek dit sien in my mense, dan sê ek wil 'n pad saam met jou loop, want ek sien iets in jou lewe wat nie die waarheid is nie. Ek sien jy label jouself. Ek sien jy gebruik hierdie genadegawe van God wat binne jou geplaas het. Kom saam met my op hierdie reis, ek wil saam met jou stap. Maar ons hou nie baie van die prosesie, want die proses vat tyd en moeite. En ons leef ongelukkig in 'n samelewing wat hoe vinniger hoe beter. En 'n reis en 'n proses praat nie van vinniger en beter nie, dit praat eintlik van stadiger en meer kwaliteit. En ek beloof jou, dit mag dalk voel jy mors tyd om by die een persoon stil te staan. En daar's 10 ander mense wat die hulp nodig het. Maar ek beloof jou, staan by daai een persoon stil en die groei van daai persoon sal so eksponensieel wees dat daar honderde sal beïnvloed word deur daai een persoon. Want ons kwaliteit.
Want is deur die woord. Die volgende ding wat ek wil uitlig 2 Timoteus 1 vanaf vers 3 tot 4, waar Paulus eintlik praat oor Timoteus en die woorde wat hy sê het my eintlik so gemotiveer oor hoe ek dink oor my mense. Hy sê ek is dankbaar teenoor God wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. As ek aan jou woordjie. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou toe te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Dis mooi woorde wat hy hier sê. Hy sê, wanneer ek aan jou dink, dan bid ek. As ek die trane wat ek uitgestort het oor jou, as ek terugdink oor ek beleef 'n stuk dankbaarheid. Is 'n nabyheid wat 'n mens kan sien in die verhouding tussen Paulus en Timoteus, 'n diep liefde tussen pa en seun tipe verhouding. Wat nodig was vir Timoteus om juis ander mense te kan motiveer. Dat wanneer ek dink aan my mense, dink ek bidend oor hulle. Ek dink die waarhede wat God oor hulle dink ek oor hulle. Vers 6, om hierdie rede herinner ek jou, hierdie is baie belangrik, om hierdie rede herinner ek jou, om die genadegawe van God, wat ons vroeër gepraat het, wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my nie, sy gevangene nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Daai woorde, ek herinner jou, om die genadegawe van God. Ek dink baie keer moet ons mense net herinner aan die waarhede wat God oor hulle dink. Om hulle waarlik te help om op koers te kom wat stelselmatig is, daai klein afwykings wat ons nie noodwendig raak sien nie. Om hulle konstant te herinner oor wat God oor hulle gesê het. Daai herinnering doen iets in my gees. Hy sê broer, ek herinner jou, jy het nie 'n gees van vrees nie. Jy het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Daai herinnering, daai ware woorde wat moeilik is om baie keer te spreek. Mense het daai woorde nodig. Ons mense het daai woorde nodig. My vriende, wat ek dink het nie daai woorde nodig nie, wat okay lyk van buite af, is wat hy net gesê het. Hulle skyn van Godvreesenheid, maar binne, het gebeur nie. Het gebeur glad nie. Want dalk is dit uit 'n plek uit van, jy weet, dalk 'n bietjie trots, maybe, ons weet nie. Kom ons oordeel nie die hart op daai manier nie. Kom ons dink dalk hulle skaam oor die foute wat hulle maak. Dan die tipe liefde wat ek vir hulle gaan hê is op 'n ander manier. Ek kyk nie meer na hulle en dink, o, jy's vals nie. Ek kyk na hulle, my broer, jy nodig na die waarheid. Dis 'n ander hart wat ek mee dink. En ek herinner jou aan die gees wat jy wel het. Ek lees die laaste voorbeeld vir ons. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan. Weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Want daar kom 'n tyd wat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle ore gestreel wil word, wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na hulle eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. En die hartseer is as dit kom by die mense wat dalk 'n bietjie afwykings gemaak het van hy koers af. Ongelukkig daai leuen wat hulle geglo het, maak ons baie keer doof vir die waarheid. En julle sal die woord wat ons almal ken, die woord offend, kom na vore dan. En die realiteit is weer eens, ek hoop nie as ons sien iemand word geoffend, moet ons nog steeds nie met haat na hulle kyk nie. Ons moet dan nog meer compassion vir hulle hê. Want dit beteken die waarheid is bietjie toegevee daar. En dalk is dit 'n emosionele plek wat hulle deurgaan. Dalk is dit emosioneel toegevee. Ons weet nie. Maar dis mooi wat hy hierso sê. Hy sê, moenie die ore streel nie, maar hou aan met die waarheid. En ek dink baie keer in die naam van die vriendskap behou, in die naam van, ek is bang, hy wil my nie nooi vir die volgende braai by sy huis nie. Dan gaan ek hom nie help nie. En dis eintlik wat ek dan sê. En dis nie van lelik wees nie. En dis die mooi ding, dis maar ek begin het juist met die skrif om te sê, wees 'n voorbeeld in jou gedrag van hierdie koninkryk.
Want as jy in iemand se lewe ken, en jy wys jou hart, en al jou gedragspatrone weerspeel hierdie koninkryksmanier, hierdie liefdevolle manier, ek beloof jou, die vyand gaan nie die leen in hulle kan plaas om te sê, ag, hy's vals nie. Want die waarheid gaan deur jou lewe. Want jy het 'n student geword van die woord. Wat jy sê klink soos die woord. So die vyand gaan nie kan hou vas nie. Dis vir 'n mooi verhaal van Jesus wat hulle gesê het toe hulle ondersoek gedoen het in sy lewe. Dit is vir my regtig 'n vers wat by my lewe bly en dis iets wat ek na streef, is dat hulle geen fout kan vind by hom in woord en in daad nie. Toe hulle ondersoek gedoen het oor sy hele lewe, kon hulle geen fout in sy woord en sy daad vind nie. Mag ons lewens dieselfde wees. Dat wanneer ons mense die waarheid gee, in liefde natuurlik, om hulle juis op hierdie koers te kry, hierdie uitnemender weg te kry, dan beleef hulle liefde. Want ons moet bewus wees, die vyand gebruik daai waarheid en sê, nee, hy oordeel jou nou. Hy sê iets wat hy nie doen nie. Dis hoekom ons gedrag is baie belangrik. Ons manier van leef is baie belangrik, want ons kan nie die vyand hou vas gee op die goeders van ons verledes nie. Amen. En dis 'n moeilike woord. Moeilik om dit toe te pas. Ons moet die Heilige Gees regtig vertrou vir wysheid. Om ander mense te help om koers te bly na die waarheid toe. Jy moet maar so baie keer. Jy moet op baie keer maar jy moet 'n draai loop. Daai reis vat lank. Dis nie 'n tastic nie. Daar was 'n slegte grapjie weer eens. Maar mag die Here ons regtig help met hierdie woord. Amen. Dat wanneer ons dink van ons lewens wat op koers kom op die nemender weg, dan dink ons dadelik, waantoe is ek op pad en wie vat ek saam? So mag, wanneer ons nou gaan sing ook, ek wil net vir ons afsluit met gebed, mag die Heilige Gees jou herinner, eerstens aan die leuns wat jy oor jouself spreek, en dan mag hy jou regtig herinner aan die mense, wat dit nodig het, wat die waarheid nodig het, amen? Kan ek jou vra om saam met te staan en dan sal ons bid? Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om te kan leef in hierdie waarheid. Here, om te kan sien wat u woord in ons lewens doen, dat ons studente word van u woord, dat waar ook al ons beweeg, soos wat Paulus vir Timoteus aanmoedig, dat hy 'n voorbeeld sal wees in sy gedrag, in sy geloof, in sy liefde, in sy reinheid. Here, mag ons harte hê wat rein beskryf word. Dat wanneer ons met ons huweliksmaat praat, wanneer ons met ons familie praat, wanneer ons hulle help om weer op koers te kom, Here, gee ons die nodige wysheid. Dat ons nie mense wegstoot nie, maar dat ons juis ons woorde so gesout sal wees, dat dit mense sal aanspoor, dat dit die vuur sal groter maak in hulle lewens, dat ons woorde so gesout sal wees met daai vuur, dat wanneer ons praat, stoot ons nie weg nie, maar ons nooi in. Heilige Gees, daar's mense hier binne wat 'n beskrywing vir hulle self gegee het, wat nie gelykstaande is aan die waarheid wat u oor hulle gespreek het nie. Daar's 'n leuen wat mense oor hulle self glo, 'n titel, iets uit die verlede uit, wat sê hulle is nie goed genoeg, hulle het nie genoeg kennis om ander te kan help nie. Heilige Gees, ons bid, dat u daai leuen sal breek. Ek wil u met agter my aanbid, Heilige Gees, hierdie leuen, gee ek vir u. Heilige Gees, gee my God se waarheid. Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het, Here, dat ons die mense, wat ons weet waantoe ons op pad is met hierdie uitnemender weg, ons weet ons is op pad na die nuwe lewe in Christus, dat ons hom verteenwoordig in alles wat ons doen, dat ons dadelik vra wie vat ons saam. En Heilige Gees, ek bid dat u ons sal inspireer met die mense wie ons op hierdie reis moet vat, en dat ons dit soos Timoteus met geduld sal aanpak, dat ons die waarheid sal deel in geduld, dat ons sal weet, ons mense is op 'n reis, hulle is op koers, en dat daai afwykings, Here, geef ons die wysheid, geef ons die oë, om daai goed fyn raak te sien. Dat ons 'n geloof het, dat ons as gemeente geloof het, wat baie fyn is, wat baie skerp is, wat baie intentioneel is met ons mense. En mag dit begin by ons huise, mag dit begin by hierdie huis, dat ons so oor mekaar sal dink. Ons is bitterlik lief en ons sê altyd lief hê. En ons almal sê,